Familie, goeiemôre, dit is Saterdag. Dankie dat jy so ver hierdie week saam met my reis. Dankie dat jy elke dag ingeskakel het. Dankie dat jy hierdie boodskap deel. Dit beteken vir ons so baie. As jy nog nie subscribe het tot hierdie YouTube kanaal nie, doen dit vandag nog, sodat jy niks mis wat Beleef doen nie. Ons het in hierdie week gesels oor toe God ingegryp het. En ons vers vir vandag is 2 Korintiërs 5 vers 17. Dit sê die volgende: Daarom, iemand wat aan Christus verbind is 'n nuwe skepping. Die ou dinge is verby. Kyk, die nuwe is hier. Die realiteit vandag is, familie, mense verlang na verandering. Maar min mense glo dat dit werklik moontlik is. Ons leer om met patrone saam te leef. Gewoontes wat ons vasgevang hou, stories wat ons oor onsself vertel, mislukkings wat soos hierdie groot merkers in ons lewe bly staan. En 'n nuwe kalenderjaar help nie noodwendig nie. Dit bring net nuwe dae vol ou patrone. En Kersfees kom en dit spreek hierdie honger direk aan. Nie met selfverbetering nie, maar met herskepping, met herstel, met nuwe lewe. God kom nie net om dinge reg te maak nie. Hy kom om alles nuut te maak. En 2 Korintiërs 5 vers 17 gebruik nie die taal van herstel of opknapping nie, maar van die skepping. Dit is doelbewus. In Christus begin God nie met pleisters nie. Hy begin met nuwe lewe. Die geboorte van Jesus is die begin van God se herskeppingsprojek. 'n Beweging wat uiteindelik die hele skepping insluit, maar reeds nou in mense se lewens begin. En hierdie nuwe begin is nie oppervlakkig nie, familie. Dit raak 'n identiteit. Om in Christus te wees beteken dat jou verlede nie meer jou finale verwysingspunt is of bly nie. Jou mislukkings, jou pyn, selfs jou sukses bepaal nie meer wie jy is nie. Jou bestaan word nou vasgemaak aan wie? Aan Jesus. En omdat hy vernuwing bring, leef jy vanuit 'n groot nuwe werklikheid. En daarom is hierdie Kersseisoen nie net die herdenking van 'n geboorte nie. Familie, dit is die aankondiging van 'n nuwe era. Met Jesus se koms word die rigting waar die geskiedenis omkeer. Waar daar vroeër net verlies was, begin die nuwe lewe nou. Iets begin groei, waar mense vasgeloop het in siklusse van ou patrone, van herhaling, breek God dit heeltemal af. So Paulus wys hier vir ons, dat geloof nie net oor vergifnis gaan nie, maar ook oor transformasie. En die evangelie, dit roep ons, nie net terug na wie ons was nie, dit roep ons vorentoe, na wie ons is in Christus. En hierdie waarheid dra ons vandag, met hoop wat nie gebaseer is op omstandighede, maar op God se herskeppende genade en sy grootheid, sy krag. So familie, besef dit vandag. Besef, ons geloof is nie gebaseer op 'n situasie nie. Dit is gebaseer op 'n persoon, Jesus Christus. Kom ons bid saam. Here, dankie vir vandag. Vader, dankie dat ons vanoggend net bewus kan word van U. Here, U wat so sterk in ons lewe beweeg, U wat deurgaan en ons ondersoek vandag, Here, wat weet die motiewe van ons hart. En Vader, ek kom bid vandag dat U ons skoon sal maak, Here, skoon sal maak van die dinge wat nie daar moet wees nie, Here, dat U ons sal kom reinig van binne af, Here, sodat ons U lig kan skyn in hierdie donker en gebroke wêreld. Here, dankie dat U gekom het, dankie dat ons in hierdie week kom ons sien, as U nie ingegryp het nie, was ons in groot moeilikheid. En Here, vanoggend kom bid ek net, dat ons nie sal staat maak op ons eie krag, of op ons eie situasies nie, Here, maar dat ons sal oorgee vandag aan U, en U ons sal lei, in Jesus naam. Amen. Familie, weer eens, dankie dat jy saam met my hierdie week gereis het. Moenie môreoggend se boodskap mis nie. Ek glo en vertrou dat dit werklik jou lewe gaan aanraak. Ek sien jou môre.